Ok julle, ons gaan aan met 1 Samuel vanaf hoofstuk 26. Dawid spaar weer die lewe van Saul. En die Sifiete het by Saul in Gebea gekom en gesê, steek Dawid hom nie weg op die heuwel van Agila voor aan die wildernis nie. Toe het Saul hom klaargemaak en afgetrek na die woestyn Sif. En met hom saam 3000 man uitgesoektes uit Israel, om Dawid te soek in die woestyn, Sif. En Saul het die laar opgeslaan op die heuwel van Agila, wat voortaan die wildernis langs die pad lê, terwyl Dawid in die woestyn gebly het. Maar toe hy sien dat Saul agter hom aankom in die woestyn in, want Dawid het verkenners uitgestuur en verneem dat Saul verseker aankom, maak Dawid hom klaar en gaan na die plek waar Saul in die laar staan. En Dawid het die plek bekyk waar Saul gaan slaap het, saam met Abner en die seun van Ner, sy leerowerste. Saul het naamlik geslaap in die waalaar, terwyl die manskappe rondom hom in die laar was. En Dawid het begin spreek met Amalek, die Hetiet, en met Abisai, die seun van Sereu, die broer van Joab, en gesê, wie sal met my saam afgaan na Saul, na die laar toe? En Abisai sê, ek sal met u saam afgaan. Toe Dawid Abisai in die nag by die manskappe kom, lê Saul daar in slaap, in die waalaar met sy spies aan sy koppenend in die grond gesteek, terwyl Abner en die manskappe rondom hom lê. En Abisai sê vir Dawid, vandag het God u vyand in u hand oorgelewer. Laat ek hom tog nou met sy spies in een slag teen die grond vassteek, sonder om dit 'n tweede keer te doen. Maar Dawid sê van Abisai, bring hom nie om nie, want wie slaan sy hand aan die gesalfde van die Hemelse Vader en bly ongestraf? Verder sê Dawid, so waar as wat die Hemelse Vader leef, sekerlik sal die Hemelse Vader hom slaan, of sy dag sal kom dat hy sterwe, of hy sal aftrek in die geveg en omkom. Mag die Hemelse Vader my bewaar, dat ek my hand aan die gesalfde van die Hemelse Vader sou slaan, maar neem nou tog die spies wat aan sy koppenend is, en die waterkruik, en laat ons weggaan. Toe neem Dawid die spies en die waterkruik van Saul se koppenend weg, en hulle het heen gegaan sonder dat iemand dit gesien of merk of wakker geword het, want hulle was almal aan die slaap, omdat 'n diepe slaap van die Hemelse Vader op hulle geval het. En Dawid het deurgegaan na die oorkant en in die verte op die top van die berg gaan staan. Die ruimte tussen hulle was groot. En Dawid het geroep na die manskappe en na Abner, die seun van Ner, en gevra, antwoord jy nie, Abner? Toe antwoord Abner en sê, wie is jy wat na die koning roep? En Dawid vra vir Abner, jy is tog 'n man, en wie is soos jy in Israel? Waarom het jy dan nie by jou heer die koning wag gehou nie? Want een uit die volk het ingekom om die koning jou heer om te bring. Hierdie ding is nie goed wat jy gedoen het nie. So waar as wat die Hemelse Vader leef, voorwaar julle verdien die dood, omdat julle nie wag gehou het oor julle heer en oor die gesalfde van die Hemelse Vader nie. En kyk nou, waar is die spies van die koning en die waterkruik en aan sy koppenend? En toe erken Saul die stem van Dawid en vra, is dit jou stem daar, my seun Dawid? En Dawid sê, my stem, my heer, die koning. Verder sê hy, waarom agtervolg my heer sy dienaar tog sy dienaar? Want wat het ek gedoen? Of watter kwaad is daar by my? Laat my heer die koning dan nou luister na die woorde van sy dienaar. As die Hemelse Vader u teen my aanhits, bied hom dan 'n spysoffer aan. Maar as die mense kinders is, vervloek is hulle voor die aangesig van die Hemelse Vader, omdat hulle my vandag verdrywe, sodat ek nie kan aansluit by die erfdeel van die Hemelse Vader nie, en deurdat hulle sê, gaan weg en dien ander gode. Laat my bloed dan nou nie op die aarde val, ver van die aangesig van die Hemelse Vader nie, want die koning van Israel het uitgetrek
om een enkele vlooi te soek soos 'n man 'n patruis op die berge agtervolg. Toe sê Saul, ek het gesondig. Kom terug, my seun Dawid, want ek sal jou geen kwaad meer doen nie, omdat my lewe vandag kosbaar was in jou oë. Kyk, ek het dwaas gehandel en my grootliks misgaan. En Dawid antwoord en sê, hier is die spies van die koning, en laat dan die een van die jong manne deurkom om dit te kom haal. Die hemelse Vader tog vergeld aan elk sy regverdigheid en sy getrouheid. Die hemelse Vader het u vandag in my hand gegee, maar ek wou nie my hand teen u, die gesalfde van die hemelse Vader, uitsteek nie. En kyk, sou vandag u lewe in my oë kosbaar was, mag so my lewe in die oë van die hemelse Vader kosbaar wees, en mag hy my red uit elke benoudheid. Hierop sê Saul vir Dawid, geseënd is jy, my seun Dawid. Jy sal groot dinge doen en sekerlik die oorhand kry. Daarop het Dawid verder gegaan en Saul het na sy woonplek teruggekeer. Tot sover. Hoofstuk 27. Dawid in die diens van die Filistyne. En Dawid het by homself gesê, nou sal ek een van die dae omkom deur die hand van Saul. Daar is vir my niks goeds nie, tensy ek dadelik ontsnap na die land van die Filistyne. Dan sal Saul die hoop opgee om my langer in die hele grondgebied van Israel te soek, en ek sal uit sy hand ontsnap. En Dawid maak toe klaar, en hy saam met sy 600 man wat by hom was, het deurgetrek na Agis, die seun van Moag, die koning van Gat. En Dawid het by Agis gebly in Gat, hy en sy manne, elkeen met sy huisgesin, Dawid met sy 2 vroue, Ahinoam en Jezreel, en Abigail, die vrou van Nabal, en Karlemeliet. En Saul, toe Saul tyding kry dat Dawid na Gat gevlug het, het hy verder nie meer na hom gesoek nie. En Dawid het vir Agis gesê, as ek dan guns in u oë gevind het, laat hulle my tog 'n plek gee in een van die plattelandse stede, dat ek daar kan woon. Waarom tog sou u dienaar in die koninklike stad by u woon? Daarop gee Agis dieselfde dag Siklag aan hom. Daarom het Siklag aan die koning van Juda behoort tot vandag toe. En die getal van die dae van Dawid in die land van die Filistyne, wat hy in die Filistyne by die Filistyne gewoon het, was 1 jaar en 4 maande. En Dawid het met sy manne opgetrek, en hulle het die Geseriete en die Geresiete en die Amalekiete oorval, want hulle was van ouds die bewoners van die land in die rigting van Sur en tot aan Egipte land. En so dikwels as Dawid die land oorval, laat hy geen man of vrou lewe nie, en neem kleinvee en beeste en esels en kamele en klere saam. En as hy teruggaan en by Agis kom, vra Agis, waar het julle vandag 'n inval gedoen? Dan sê Dawid, in die suidland van Juda, en in die suidland van Jeragmeelite, en in die suidland van die Keniete. Maar geen man of vrou het Dawid laat lewe om die na Gat te bring nie, want hy het gedink, anders sal hulle ons aangee en sê, so het Dawid gehandel, en dit was so sy manier al die dae wat hy in die land van die Filistyne gewoon het. En Agis het Dawid vertrou en gesê, hy het homself vergoed by sy volk, by Israel, gehaat gemaak en sal vir altyd my onderdaan wees. Tot sover. Hoofstuk 28. Saul raadpleeg die towerheks van Endor. En toe die Filistyne in die dae hulle leer versamel vir 'n oorlog teen Israel te veg, sê Agis vir Dawid, jy moet goed verstaan dat jy met my saam in die leer moet uittrek, jy en jou manne. Daarop sê Dawid vir Agis, goed, u weet wel wat u dienaar moet doen. En Agis sê vir Dawid, goed, ek sal jou vir altyd aanstel as my leiwag. En Samuel het gesterwe, en hulle het oor hom gerouklaag, die hele Israel, en hom begrawe in Rama, naamlik in sy stad. En Saul het
die dode besweerders en die waarseers uit die land verwyder. Daarop het die Filistyne bymekaar gekom en ingetrek en laar opgeslaan by Soenem. En Saul het die hele Israel versamel en hulle het die laar opgeslaan by Gilboa. En Saul die leer van die Filistyne sien, het hy bevrees geword en sy hart het baie gebewe. En Saul het die Hemelse Vader geraadpleeg, maar die Hemelse Vader het hom nie geantwoord nie deur drome en nie deur die Urim en nie deur die profete nie. En Saul sê aan sy dienaars, soek julle vir my 'n vrou wat 'n dode besweerder is, dat ek na haar kan gaan en haar kan raadpleeg. En sy dienaars sê vir hom, daar is 'n vrou, 'n dode besweerder in Endor. Daarop het Saul hom onkenbaar gemaak en ander klere aangetrek en weggegaan, hy en 2 manne saam met hom. En toe hulle in die nag die vrou aankom, sê hy, voorspel tog vir my deur die gees van die afgestorwene en laat vir my opkom die een wat ek jou sal noem. Maar die vrou sê vir hom, jy weet tog self wat Saul gedoen het, hoe hy die dode besweerders en die waarseers uit die land uitgeroei het. Waarom stel jy dan 'n val vir my op om my dood te maak? Toe sweer Saul vir haar by die Hemelse Vader en sê, so waar as die Hemelse Vader leef, geen straf sal jou terwille hiervan tref nie. En die vrou vra, wie moet ek vir jou laat opkom? En hy sê, laat Samuel vir my opkom. Maar toe die vrou Samuel sien, skree sy hardop, en die vrou het haar met Saul gespreek en gesê, waarom het u my bedrieg, want u is Saul self? En die koning antwoord haar, en wees nie bevrees nie, maar wat sien jy? En die vrou sê vir Saul, ek sien 'n bonatuurlike wese uit die aarde opkom. Hy vra toe vir haar, hoe is sy voorkoms? En sy antwoord, 'n ou man kom op met 'n mantel om hom. Toe Saul begryp dat dit Samuel is, buig hy met sy aangesig na die aarde toe en val neer. En Samuel sê vir Saul, waarom verontrus jy my deur my te laat opkom? En Saul antwoord, ek is baie benoud, want die Filistyne voer teen my oorlog, en God het van my gewyk, en antwoord my nie langer deur die diens van die profete, en ook nie deur drome nie. Daarom het ek u geroep, om my bekend te maak wat ek moet doen. En Samuel sê, maar waarom raadpleeg jy my terwyl die Hemelse Vader van jou gewyk het en jou vyand geword het? Die Hemelse Vader het jou dan vir homself gedoen soos hy deur my diens gespreek het. En die Hemelse Vader het die koningskap uit jou hand geskeer en dit aan jou naaste, aan Dawid gegee, omdat jy nie na die stem van die Hemelse Vader geluister het nie. En die gloed van sy toorn teen Amalek nie uitgevoer het nie. Daarom het die Hemelse Vader jou vandag hierdie ding aangedoen. En die Hemelse Vader sal Israel ook saam met jou in die hand van die Filistyne gee, en môre sal jy met jou seuns bywees. Ook die leer van Israel sal die Hemelse Vader in die hand van die Filistyne gee. En Saul het plotseling in sy volle lengte op die grond geval, en baie bevrees geword deur die woorde van Samuel. Buitendien was daar geen krag in hom nie, want hy het die hele dag en die hele nag geen brood geëet nie. Daarop gaan die vrou na Saul toe en sien dat hy baie verskrik was, en sê sy vir hom, kyk, u dienares het na u geluister en my lewe gewaag, en na u woorde geluister wat u tot my gespreek het. En nou moet u self tog luister na u dienares, en laat ek u 'n stukkie brood voorsit, en eet, dat daar krag in u kan wees, as u verder gaan. Maar hy het geweier en gesê, ek wil nie eet nie, maar toe sy dienaars en die vrou ook by hom aandring, het hy na hulle geluister en opgestaan van die grond af en op die bed gaan sit. En die vrou het 'n kalf in die stal by die huis gehad en dit gou geslag, en sy het meel geneem en geknie en daar ongesuurde koeke van gebak. Toe het sy
dit aangebring voor Saul en voor sy dienaars, en hulle het geëet, opgestaan en dieselfde nag weggegaan. Tot sover. Dawid word deur die Filistyne teruggestuur. Hoofstuk 29. En die Filistyne het hulle hele leer by Afek versamel, terwyl Israel laar opgeslaan het by die fontein wat by Jesreel was. Toe die vorste van die Filistyne by 100 en by duisende verbytrek, maar Dawid en sy manne in die agterhoede met Agis saam verbytrek, vra die owerste van die Filistyne: "Wat soek hierdie Hebreërs?" En Agis sê aan die owerstes van die Filistyne: "Dit is mos Dawid, die onderdaan van Saul, die koning van Israel, wat nou al die dae of al die jare by my is, sonder dat ek iets in hom kon gevind het, van die dag af dat hy oorgeloop het, tot vandag toe." Maar die owerstes van die Filistyne het baie kwaad vir hom geword, en by die owerstes van die Filistyne het aan hom gesê: "Stuur hierdie man terug, dat hy kan teruggaan na die plek wat u hom aan hom gewys het, en laat hom nie met ons saam in die geveg aftrek, dat hy nie vir ons in die geveg 'n teestander word nie, want waarmee kan hierdie man hom aangenaam maak by sy Heer? Is dit nie met die hoofde van hierdie manne nie? Is dit nie die Dawid nie, van wie hulle in die koordanse gesing het en gesê het, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid het sy 10.000 verslaan nie?" Agis het Dawid toegeroep en aan hom gesê: "So waar as die Hemelse Vader leef, sekerlik, jy is opreg, en jou uitgang en jou ingang in die leer met my saam is goed in my oë, want ek het geen kwaad in jou gevind van die dag af dat jy na my toe gekom het nie, tot vandag toe nie, maar in die oë van die vorste is jy nie goed nie. Draai dan nou om en gaan in vrede, en doen niks wat verkeerd is in die oë van die vorste van die Filistyne nie." Hierop sê Dawid vir Agis: "Maar wat het ek gedoen, of wat het u in u dienaar gevind van die dag af dat ek voor u gewees het, tot vandag toe, dat ek nie mag gaan veg teen die vyande van my Heer, die koning nie?" Maar Agis het vir Dawid geantwoord en gesê: "Ek weet dat jy goed is in my oë, soos 'n engel van God, maar die owerstes van die Filistyne sê, hy mag nie met ons saam optrek nie in die geveg nie. Maak jou dan nou môre vroeg klaar met die dienaars van jou Heer, wat met jou saamgekom het. Julle moet dus môre vroeg klaar maak, en as dit vir julle lig word, trek dan weg." En Dawid het vroeg klaar gemaak, hy en sy manne, om in die môre heen te gaan, en terug te trek na die land van die Filistyne, maar die Filistyne het opgetrek na Jesreel. Tot sover. Hoofstuk 30. Siklag word geplunder en verbrand. Dawid neem wraak. En toe Dawid met sy manne die derde dag by Siklag aankom, het die Amalekiete 'n inval gedoen in die suidland en in Siklag. En hulle het Siklag verslaan en dit met die vuur verbrand. En hulle het die vroue en almal wat daarin was gevange weggevoer, van die kleinste af tot die grootste toe. Hulle het niemand gedood nie, maar hulle het weggevoer en verder gegaan. Toe Dawid met sy manne die stad inkom, lê dit daar met vuur verbrand, en hulle vroue en hulle seuns en hulle dogters was as gevangenes weggevoer. Daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween, totdat daar geen krag meer in hulle was nie, om te ween nie. Ook het Dawid se 2 vroue, Abinoam uit Jesreel en Abigail, die vrou van Nabal, die Karmaliet, was as gevangenes weggevoer. En Dawid het baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters, maar Dawid het hom self versterk in die Hemelse Vader, sy God. En Dawid sê vir Abiatar, die priester, die seun van Ahimelech: "Bring tog 'n skouerkleed vir my hier,
Daarop het Abiatar die skouerkleed na Dawid gebring, en Dawid het die Hemelse Vader geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jag, sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik hulle uitred. Daarop het Dawid weggetrek, hy het met 600 man wat by hom was, en toe hulle by die spruit van Besor kom, het die ooriges agtergebly. Dawid het naamlik agtervolg, hy het die 400 man, terwyl 200 man agtergebly het, wat te moeg was om die spruit van Besor deur te trek. Toe vind hulle in die veld 'n Egiptenaar, wat hulle na Dawid bring, en hulle gee hom brood om te eet en water om te drink. Daarby gee hulle hom 'n stuk vyekoek en 2 rosynkoeke, en toe hy geëet het, het hy weer bekom, want hy het 3 dae en 3 nagte geen brood geëet of water gedrink nie. En Dawid vra vir hom, aan wie behoort jy, en waar kom jy vandaan? En hy sê, ek is 'n Egiptiese seun, die slaaf van 'n Amalekitiese man, en my Heer het my laat agterbly, omdat ek 3 dae gelede siek geword het. Ons het 'n inval gedoen in die suidland van die Kreteërs, en in die van Juda, en in die suidland van Kaleb, en Siklag met vuur verbrand. En Dawid vra hom, sal jy my afbring na hierdie bende? En hy sê, sweer vir my by God, dat u my nie sal doodmaak, en my nie sal uitlewer in die hand van my Heer nie, en dan sal ek u afbring na hierdie bende. En toe hy hom afgebring het, lê hulle daar verstrooid oor die oppervlakte van die hele land, besig om te eet en te drink, en fees te vier met die ganse groot byt, wat hulle uit die land van die Filistyne en uit die land van Juda saamgeneem het. En Dawid het hulle verslaan van die aandskerming af tot die aand van die aandskemering, tot die aand van die volgende dag, sodat niemand van hulle vry geraak het nie, behalwe 400 jong manne wat op kamele gespring het en gevlug het. En toe Dawid dan alles gered wat uit die Amalekiete saamgeneem het, ook sy 2 vroue, het Dawid bevry. Niks van hulle is vermis nie, klein of groot, seuns of dogters, of iets van byt nie, niks van alles wat hulle vir hulle saamgeneem het nie. Dawid het alles teruggebring. En Dawid het al die kleinvee en die beeste afgeneem, hulle het hul voor die ander vee gedrywe en gesê, dit is Dawid se byt. En toe Dawid by die 200 man kom, wat te moeg was om agter Dawid aan te gaan, en wat hulle by die spruit van Besor laat bly het, trek hulle uit, en Dawid en die manskappe wat by hom was, tegemoet. En Dawid het met die manskappe nader gekom, en hulle na die welstand gevra. Daarop het hulle al die slegte mense en die degeniete uit die manne van Dawid uit saamgegaan het, begin sê, omdat hulle nie met ons saamgegaan het nie, sal ons hulle nie van die byt af, wat ons afgeneem het, gee nie, maar hulle kan elkeen sy vrou en sy kinders saamneem en weggaan. Maar Dawid het gesê, julle mag nie so maak nie, my broers, met wat die Hemelse Vader ons gegee het, en hy het ons bewaar, en die bende wat ons oorval het, in ons hand gegee. En wie sou hierdie saak na julle luister? Want so die deel van die wat in die geveg aftrek, so is ook die deel van die wat by die pakgoed bly, gelykop moet julle dit deel. So is dit dan van die dag af en verder gewees, ja, hy het dit as 'n insetting en 'n verordening vir Israel vasgestel, tot vandag toe. Toe Dawid dan in Siklag aankom, het hy van die byt aan die oudstes van Juda, sy stamgenote gestuur en gesê, hier is 'n geskenk vir julle uit die byt van die vyande van die Hemelse Vader, aan die in Bethel, aan die in Ramot en die Suidland, en aan die in Jatir, en aan die in Arhoor, en aan die in Sifmot, en aan die in Estomia, en aan die in Rachel, en aan die in die stede
van Jerachmeeliete, en aan die stede van die Keniete, en aan die in Horma, en aan die in Borasan, en aan die in Atag, en aan die in Hebron, en aan al die plekke waar Dawid, hy en sy manne rondgetrek het. Tot sover. Die laaste hoofstuk van Samuel, hoofstuk 31, die neerlaag en die dood van Saul by Galboa. Terwyl die Filistyne teen Israel veg, het die manne van Israel vir die Filistyne weggevlug, en die gesneuweldes het op die gebergte van Galboa gelê, en die Filistyne het Saul en sy seuns agterna gesit, en die Filistyne het Jonathan en Abinab en Malkisukoa, die seun van Saul, gedood. Toe die geveg swaar word teen Saul en die manne die boogskutters aantref, het hy gebewe van angs vir die skutters. En Saul het aan die wapendraer gesê, trek jou swaard uit en deurboor my daarmee, anders kom hierdie onbesnedes en deurboor my en dryf die spot met my. Maar sy wapendraer wou nie, omdat hy baie bevrees was. Daarop neem Saul die swaard en val daarin. Toe sy wapendraer sien dat Saul dood was, het hy self ook in sy swaard geval en saam met hom gesterf. So het dan Saul en sy 3 seuns en sy wapendraer, ook al sy manne op dieselfde dag, almal saam gesterwe. Daarop sien die manne van Israel, wat oorkant die vlakte en wat oorkant die Jordaan was, dat die manne van Israel gevlug het, en dat Saul en sy seuns gedood was. En hulle het die stede verlaat en gevlug, en die Filistyne het gekom en daaraan gaan woon. En toe die Filistyne die volgende dag kom, om die gesneuweldes te plunder, kry hulle Saul en sy 3 seuns nog daar lê, op die gebergte van Galboa. En hulle het sy hoof afgekap en sy wapenrusting uitgetrek, en dit in die land van die Filistyne rondgestuur, om 'n blye boodskap te bring in die tempels van hulle afgode en aan die volk. Daarna het hulle sy wapens in die Astarte tempel neergelê, maar sy lijk teen die muur van Bet-San vasgeslaan. Toe die inwoners van Jabes en Gilead daarvan hoor, wat die Filistyne aan Saul gedoen het, het al die dappere manne hulle gereed gemaak en die hele nag deurgetrek, en hulle het die lijk van Saul en die lyke van sy seuns van die muur in Bet-San afgehaal, en by Jabes gekom en hulle daar verbrand. En hulle het hulle gebeente geneem en onder die tamarisk in Jabes begrawe en 7 dae lank gevas. Tot sover.